Volspoed, episode 33. Dit is 'n moerse geheim. Waarsku Jakes, toe Siska Vrydag met haar vriend Elio by die werkswinkel aanmeld in haar wit Suzuki Swift. As Renier se pa ons nie doodmaak nie, maak sy oom ons dood as hulle daarvan hoor. Dr. Christo, so jou ma moet ook liefs nie weet waarmee ons besig is nie, Siska. O, dit is glad nie die plan nie. Buitendien, ek het nog nie eens vir my ma laat weet dat ons hier in Hammanskraal is nie, en ek gaan nie vir haar sê voor môre nie. Sy het in elk geval ook iets vanaand aan, en dit klink my sy slaap uit. Sekere vroue kerkkamp of so iets. Ek het net met 'n halwe oor geluister, sê Siska. Sy doen haar eie ding en ek myne. So hoekom ons by die stoorkamer waar die swart kar staan? Renier sal saam met julle ry en pad beduie. Ek kom eers 'n bietjie later weer deur. Ek wag vir my baas en my pai. Elio kyk geskok na die verbande om Renier se hande. En wat het jy aangevang? Jy kan mos nie gaan jag as albei jou hande opgebandage is nie. O nee, hierdie is niks nie. My oom het dit klaar gefiks. Ek dra net die verbande en salf tot môre. Wanneer ek jag, trek ek my handskoene aan. Nou toe, laat ons gaan, daar's werk om te doen. Siska klim weer agter die Suzuki se stuurwiel in. Elio sit langs haar en Renier gaan hang van agter af tussen die twee sitplekke deur. Hy beduie hier links, daar regs 2 kilometer aan, en so aan, en toe sê hy, draai hier in en ry na daardie stoorkamer toe. Siska, net 'n waarskuwing. Hierdie kar lyk glad nie meer soos toe jou pa hom nog gehad het nie. Waarsku Renier versigtig. Nou ek verwag dit glad nie. Ek weet mos dat dit nou 'n kellerkar is wat gaan butcher op my hem. Siska staan in afwagting. Renier maak die deure oop. Hy is self in afwagting. Hy het nog nie die kar gesien sedert Jakes hom finaal vanoggend oorgesprei het nie. En die man het glad nie 'n slegte job gedoen van die verwerk nie. Oom Colin het sy swyswerk boonop gered en gate toegestop. Siska sien die kar vir die eerste keer vanuit die vensters en die ruite verwyder is. Daar is net een sitplek oor aan die bestuurderskant. 'n ander sitplek as die gewone een met 'n koprus. Dit is ook waar Jakes en oom Colin gesorg het vir veiligheidsgordels, wat vir Renier voel asof hy soos 'n mummy ingestrap en gestok is, van bo af oor sy skouers, tussen sy bene deur. Die spul maak iewers op sy maag vas. Maar dit kan alles met een knip losgemaak word, as hy skielik uit die kar moet klim. Die naam Killer kom op die deure en dak, en dan is die nommer wat Jakes gekies het, 11. Hy sê, hy het op daardie nommer besluit om alle misverstande uit die weg te ruim. Dit bly dieselfde al beland die kar op sy dak, spot Siska, terwyl sy en Elio die toerusting in die verf uithaal. Sy het klaar stensels laat sny, daar in Pretoria in die stad. Woosies Car Cemetery kom op die bak agter met 'n selnommer van die man, en Jakes Master Mechanic met sy nommer kom op die bonnet. Hammanskraal kom groot op die dak, dan kom Siska Schultz en haar nommer op die deure. Die agterdeure is nou vasgeswys. Slotte en sulke goed maak 'n kar net swaarder. Daar is niks van die binnepanele en matte in die kar oor nie. Vir 'n eens redelike bruikbare Ford Prefect is daar nou net 'n dop oor. En jy sê die reis is môre aand? Herinner Elio vir Renier ongevraagd aan die feite van die oomblik. Ek kan nie glo dat jy so kalm is nie. Renier glimlag maar net. Hy is nie kalm nie. Alles binne in hom is soos 'n snaar in 'n boog gespan. Ons gaan beslis kom kyk. Daar is gelukkig nie 'n troue by Villa Schultz aan nie. Siska begin met die spreiwerk op die dak. 'n helder, amper oranje rooi Killer van Hammanskraal.
Ek sal dat my ma se dames vir ons 'n piknikmandjie pak en dan kan ons heeldag daar langs die baan op Mahem kuier. Maar wat gaan jy vir jou ma sê? Vra Renier bekommerd. Wat as sy wil saamgaan? Nee, sy sal nie wil saamgaan nie. En die waarheid is, ek gaan vir haar net die waarheid vertel, dat ek vir Elio vir die eerste keer wil gaan wys hoe lyk dit op Mahem, en dat Jakes en Melanie ook daar gaan wees, en 'n hele klompie ander vriende. Dit is hoekom ons 'n berg kos moet saamvat, vir ten minste 8 mense. Siska het so gemeene, tandagtige lettertype gekies om killer mee op te verf. Dit kom op die voorste deure ook en op die dak. Die rooi loop soos bloed uit die kar. Dit lyk awesome, fantasties. Hoe gaan jy by jou pa verbykom, Renier? Vra Siska. Ek hoor by my ma, die man pas sy kykens soos 'n broeishen op. Nee, alles is besig om reg te verloop. My pa weet nie. Hulle gaan na 'n troue toe in Polokwane. Een van my ma se susters se dogters trou daar. Jou niggie, met ander woorde, help Siska hom reg. Sy spuit Woesie se Car Cemetery in dieselfde rooi en die man se selnommer. Ja, maar my pa praat nie van my ma se susters se kinders as ons niggies nie. Bieg Renier. Hoekom is jou pa 'n snaap? Vra Siska lachend. Nee, hy dink net hy's beter as ander mense. Praat Jakes van die deur af en stap in. Hy het 'n beer in sy hand, sy py is in en hy is nou af. My oudste sissies is strooimeisies en nou moet my pa hulle en my ma troue toe gaan en hulle saamvat. My oupa en ouma kom al vanmiddag van die oog af deur om die winkel te help oppas en om na Vivian te kyk, terwyl my mense Polokwane toe gaan. My pa vertrou niemand anders as my oupa en ouma nie. En jy? Waar is jy in jou oupa en ouma se prentjie hierdie naweek? Wonder Siska en gooi geel verf by die laaste bietjie rooi. Toe skud sy dat dit klap. Ek het 'n briefie gemaak van die skool met die wapen op, 'n uitnodiging aan voornemende volksspelers om Saterdag aand te gaan braai en te gaan kamp by die skool. My ma het dit dadelik geteken. Sy was mos 'n volksspele meisie in haar jong dae. Sy dink dit is baie gaaf dat ek ook van volgende jaar af gaan volksspele doen. En jy gaan of gaan jy nie? Nee, ek gaan beslis nie. Hemel Renier, ek hoop jy begin sommer al vanaand as jy jou oë toemaak om askies te sê vir al jou liegstories. Anders gaan Petrus jou by die poorte wegjaag as jy in die volgende paar dae daar moet opdaag. Spot oom Colin. Hy kom nou ook kyk wat se bedrywighede hier in die Duplay fabriek aan die gang is. Hoe laat vertrek jou maale môre? Hulle reis 6 uur môreoggend oom. My oupa, hulle slaap al vanaand by ons huis oor. Maar hulle weet, ek kom nie môre aan huis toe nie. Ek het gesê ons slaap in tente by die volksspele kampterrein daar by die skool. Gelukkig is daar so iets aan die gang by die skool, so as hulle dalk per ongeluk daar sou verbyry of bel, dan sal die skool dit bevestig. Jessie Renier, jy het gesorg vir 'n waterdigte alibi. Prys Siska hom. Sy sprei die laaste borg se naam op die agterdeure. Siska Schultz Graphics en haar eie nommer. Toe sprei sy die hardener oor dit alles. En daar is die mooiste en wonderlikste stampkar van alle tye gereed, om ander karre uit die reis te stamp, of om self gebutcher te word. Dit lyk na reën. Klaar pa, Vrydag aand 7 uur, terwyl hy en oupa 'n dessert doppie wegsit daar op die stoep. Troues gaan steeds aan, al reën dit, en jy het beloof, Frank, raas ma. Dit is die eerste keer in jare dat ek my familie weer 'n slag gaan sien. Gun my dit nou. Ek kan nog steeds vir julle 'n chauffeurreël, begin pa dwars trek, en Renier voel hoe sy maag sulke
krampe en draaie maak. Jy gaan saam, Frank, trap ouma hom vas. Van wanneer af laat jy jou gesin in die steek? Pa kyk suur na sy ma. Sommer maklik, wys sy gesig. Sê jou wat, ry oor en gaan suip jou swaarse drank op, soos wat hy altyd met jou gedoen het. Oupa weet watter soort sielkunde op sy oudste seun gaan werk, en pa se gesig verhelder. Ja, dit is presies wat hy sal gaan doen. Sy swaar se bottels gaan leegmaak, soos wat die pes altyd met hom gedoen het, toe hulle nog gereeld oor en weer gekuier het. Die Du Plessis se erf lyk mos soos 'n vakansieoord. Hier is 'n yslike groot swembad, 'n tennisbaan en genoeg plek vir die kleintjies om met trapfietsse en driewiele rond te ry. Dit was toe die kleintjies nog klein was. Hier is gewoonlik hoenders in die agterplaas. Altyd 'n hond of 2, 'n kat of 3 en 'n paar hoenders wat met kuikens buite loop en agter hulle aan knoek. 'n Haan wat jou soggens 3 uur wakker kraai, as een van die gesin vergeet het om die hok met 'n donker kombers te gaan toegooi. En oupa het jare gelede mos hier ook vrugtebome geplant, toe die huis nog syne en ouma sin was, so die spul het boonop pa se vrugte ook kom opvreet, wanneer hulle kom kuier. Nee wat, nou is dit payback time vir hom. Soos later daar by die huis wat hom Christo ook gekoop het, waarin hulle getrek het, toe het pa oupa daar ook vrugtebome geplant, toe hulle wou kleiner maak. Ma se familie het meer hier gekuier, as wat die Du Plessis daai kant gaan kuier het. Die skoonfamilie is diep in die skuld by pa. Hierdie gedagte sal pa aan die gang hou, vir 'n dag of 2, of ten minste tot na die troue. Al wat my pla, is dat ons vir die eerste keer gaan uitslaap sonder die kleintjies, en ek voel alles behalwe goed daaroor. Moes sy ma dit nou kwyt geraak het. Hy is nie meer een van die kleintjies nie. Hy is 14 jaar oud, hy is langer as sy ma en hy het nou planne, al is hy nog skraal en maar. Renier, lyk hoe kan nie vir my lekker nie, gaan ma boonop aan. Is jy nie besig om koors en infeksie te kry in daardie stikkende hande van jou nie? Sy ma druk die agterkant van haar hand teen sy voorkop. Nee ma, ek is alright. Wil jy regtig nog steeds gaan volksspele? Moes oom Christo nie maar eers weer na jou hande gekyk het nie, seun? Nee, dankie ma, en ja, ek is lus vir die volksspele ding. Hy weet, hy voel nie net bleek nie, hy is ook bleek. Spanning vreet sulke klein happies uit sy maagwand en darmkanaal. Hy voel dit nou al van Woensdag af. Niks van sy kos bly meer binne-in nie. Hy weet dat hy op die punt is om die grootste deurbraak van sy lewe te maak, veral na sy Woensdag swartkops suksesse. Renier is seker dat hy ten minste 3 kilogram verloor het, net in die week wat nou verby is. Sy resies oorpak, wat soos Jakes sin lyk, hang soos 'n sak aan hom, en Jakes sin span. Die baanbeamptes gaan hulle uitvang, lank voordat hulle weggespring het. Daarvan is hy doodseker. Waar is oom Christo vanaand? Vra Lolet. Hoekom het hy nie gebly vir ete nie? Hy is mos altyd hier as ouma hulle hier kuier. Nee, hy kry blykbaar ook vanaand mense oor, antwoord ouma. Sy lyk soos iemand met 'n geheim. Maar ons sien hom mos darm Sondag. Wat se mense, vra pa. Christo kry nie mense nie, hy vat hulle uit as hy mense het, of het hy uiteindelik weer 'n vroumens in sy lewe. Ons weet nie, en ek sê niks, dan is daar niks, sê ouma en haal haar breiwerk uit. Iemand gaan geseënd word met 'n handgebreide trui, 'n Christmas decoration, spot Lolet altyd oor ouma se nuwe truie wat sy so brei. Daar is vroegoggend Saterdag 'n remoer in die huis toe Renier wakker word. Pa en oupa gaan winkel toe. Dan klim pa en ma en hulle ouer susters in die Vito.
Dit reën saggies toe hulle uit Hammanskraal wegry en die klomp van hulle agterna waai. 7 uur Saterdagoggend meld Vivian en Renier by oupa in die winkel aan. Renier doen net die eerste aflewering saam met Boiling. Daarna gaan groot hy en Vivian vir oupa. Hulle stap huis toe en kry sy toksak met renpak, handskoene en skoene en helmet. Waar laai die skoolbusse julle volksspele mense op vir vanaand, Renier? Vra ouma. Sy's in die kombuis. Sy het die kok afgegee. Dit is net sy en oupa vir vanmiddag en vanaand, want Vivian het ook vanoggend kom vertel dat een van haar skoolmaatjies verjaar. Daar is 'n pyjama partytjie by haar vriendin Susie se huis. Ma is gewoonlik alright daarmee, want Susie bly net 3 huise van hier af. Vivian pak self 'n toksakkie met 'n paar goedjies vir haar in. En toe ouma in die straat wil gaan staan om seker te maak dat die kinders veilig by hulle bestemmings aankom, keer Renier. Ouma, ek sal sorg dat Vivi veilig 3 erwe van hier af by haar vriendin instap. Ons sien julle môreoggend weer. Reg so, my liefies. Ouma trek hulle teen haar vas en in plaas daarvan dat sy hulle dophou terwyl hulle wegstap, wys Renier vir ouma om terug te stap huis toe, sodat hy kan seker maak ouma is veilig in die groot huis. Hoe galant van hom, hy is 'n ware heer. En toe sny hy en Vivian 'n lyn na Jakes se garage toe. OK, daar druk Vivian haar hande na sye. Jy het gesê dat jy 'n groot geheim het en dat jy eers vir my gaan vertel wanneer ons hier by Jakes se garage kom en hier is ons nou, so vertel. Ek het gesê en as ons in die bakkie sit, verklaar Renier en maak die deur van die agterste sitplekke vir sy suster oop, sodat sy kan inklim. En toe sy haar sit kry en Jakes voorin klim, kom Renier uiteindelik met die sak patats vorendag. Vivi, ons is op pad na Mahem toe. Ek gaan vanaand my eerste reis doen met Keller. Dit is goed vir Christo om vir Rosanne 'n slag hier in sy eie huis ook te ontvang, vir haar te wys waar hy bly. Hy wou eers braai, maar toe begin dit reën. Nie dat dit gewoonlik 'n probleem sou wees nie. Sy braaier op die groot agterste stoep is darm onderdak. Hy is net gewoon nie lus vir baie werk terwyl hulle kuier nie. Die dat hy toe een van ma se hoender à la king geregte uit die vrieskas gehaal het en dit later in die mikrogolfoond warm gemaak het. Hy het vir die eerste keer die jacuzzi daar langs die braaier op die agterste stoep behoorlik skoon gemaak en water ingetap. Daarna het hy die tafel daarnaas gedek en blomme opgesit. Miskien is dit 'n bedekte seën dat die swart kar nie meer daar agter staan nie, want toe Rosanne inry, kon hy haar onder die afdak agter laat intrek en weet dat hulle onverstoord en privaat kan kuier. En dit is wat hulle gedoen het, gekuier asof dit net hulle twee op die aarde is. Eers in die jacuzzi, toe langs die tafel oor 'n bordjie kos, en daarna het hulle in sy slaapkamer op sy bed in mekaar se arms aan die slaap geraak, en vanoggend heerlik uitgerus wakker geword. Christo het vir hulle omelet en roosterbrood gemaak, waarna hulle weer op die agterstoep gekuier het, natuurlik uiteindelik weer in die jacuzzi. Natuurlik voel hy so 'n klein bietjie skuldig, omdat hy nie gisteraand by sy broer se gesin gaan eet het nie. Dit is die naweek waarop sy ouers in Hammanskraal is, om die winkel op te pas vir Frank. Die man en sy gesin gaan mos troue toe in Polokwane. Maar Christo het beloof dat hy en Rosanne vinnig saam met ma en pa sal gaan middagete geniet, voordat hy moet gaan werk en Rosanne terugry na Villa Schultz toe, 1 uur wanneer pa die winkel sluit. Christo werk nie meer elke Saterdag nie,
maar vandag gaan hy by die kliniek aanmeld om saam met 'n paar nuwe ouetjies die nooddienste daar te beman. Dit is daarom net van 3 uur af tot 12 uur, 1 maal per maand sal hy dit doen, en synde dat Renier en Vivian besluit het om nie vanaand Mayhem toe te gaan nie, sal hy dit maar so gou as moontlik agter die rug kry. Tussendeur gaan hy so 'n bietjie klas gee, die mense touwys maak, want Eldekaai het gevra dat hy moet seker maak dat die nuwe aanstellings en aanmeldings daarom weet wat die basiese dinge is wat 'n mens moet doen as hulle op 'n ongelukstoneel aankom. Maar vanoggend geniet Christo eers nog elke oomblik wat hy kan in Rosaan se geselskap. Hy het vir sy ouers gevra om nog nie met Frank en Marie of die kinders oor haar te praat nie. Hy sal iets spesiaal reël en haar op daardie geleentheid amptelik aan sy broer se gesin ook voorstel. Want, het hy gesê toe hulle gistermiddag vinnig gepraat het, pa en ma, hierdie enetjie is my trouvrou. Hoe meer ons met mekaar te doen kry, hoe sekerder raak ek daarvan, en ek glo, sy voel dieselfde oor my, as wat ek oor haar voel, word vervolg.